Wat is die grootste geskenk wat jy al ooit ontvang het? As jy nou 'n bietjie dink aan die geskenke wat jy nou al gekry het. Wat is die geskenk wat tot dusver nog, as jy moet dink aan 'n groot geskenk, dan daai ene staan vir jou uit. Dis net 'n wow. As jy dink daaraan, dan besef jy, dit het die grootste impak op jou herinneringe gemaak. Miskien was dit nog toe jy voorskool of laerskool was. Miskien was dit iets wat jou kleinkinders vir jou gedoen het, wat totaal en al 'n verrassend, en jy het dit nie sien kom nie, maar dit het regtig 'n ongelooflike impak op jou gemaak. Ek vertrou dit die seisoen wat voor lê, dat jy geseën gaan wees iewers met 'n geskenk wat jou enorm gaan verras. Maar ek wil ook by jou aandring, dat ons verby die geskenkpapier en die grootte van geskenke gaan kyk, en gaan ontdek dat die evangelie word nie verniet evangelion of goeie nuus genoem, net omdat dit maar 'n tipiese teologiese woordjie is nie. Daar's regtig iets ongekend, spesiaal, opgesluit binne die feit dat God inisiatief neem en Jesus as 'n geskenk vir ons gee. Johannes beskryf dit so. Skryf hierdie geskenk wat Jesus vir ons bring, en die New Living Translation vertaal dit so. Dit sê, so the word, verwysende na Jesus, so the word became human and made his home among us. En let nou op die geskenk wat hy vir ons bied. He was full of unfailing love. Jesus se koms bring vir ons hierdie ongekende geskenk van liefde. God het ons gemaak, so hy ken ons, hy weet in ons volle menslikheid wat het ons nodig, wat is ons grootste leemte, wat is ons grootste behoefte, en hy het geweet dat een van ons grootste behoeftes is aanvaarding. Ander woord daarvoor, nog dieper tref, is om ware liefde te kan ervaar. En Jesus se missie aarde toe was juis om dit vir ons te kom bied. En ontdek net weer in hierdie seisoen, hierdie ongekende geskenk wat ons in Christus het, en daar's 'n hele klomp van hulle. Vanoggend staan ons stil by sy geskenk van liefde. En hierdie geskenk van liefde het 'n hele klomp kwaliteite. Die paar waarvoor ons tyd het vanoggend gaan ek vir jou uitpak. Nommer 1, sy liefde, sy geskenk van liefde is nogal openbarend. Ek weet, is nou 'n groot woord en ek probeer dink aan iets anders. Die ander term wat jy ook sou kon gebruik het is onthullend. Hier's 'n klomp geskenke hier agter my, en al wat ons kan sien op hierdie stadium is die uiterlike, die stryk, die blinkers, die geskenkpapier. Maar jy sien, wanneer jy dit oopmaak, dan kom jy agter, o, dis oulik. Ek weet nie of jy al ooit beleef het, veral as jy vir kinders iets gee, dan het hulle daai reaksie van, o, dis oulik. Wat is dit? Nou baie keer besef ons, God het vir ons hierdie ongelooflike geskenk in Jesus gegee. O, dis wonderlik. Wat is dit? Jesus kom, en hy kom trek as ware die geskenkpapier af, en hy kom sê vir ons, hy kom openbaar om te sê, kom ek wys vir julle hoe lyk liefde in aksie. En hy kom bevestig, Jesus kom en hy wil eintlik die geskenkpapier kom aftrek en kom sê, ek wil julle kom wys hoe anders is God. Inteendeel, daar was 'n Hebreëse term wat dan na God in die Israel kultuur verwys is om te sê, hy's die gans andere. Want die leefwêreld van daai tyd was gewoond aan dat elke volk het 'n God, of meeste van hulle het 'n hele klomp gode gehad, maar hierdie gode was altyd gekenmerk deur jy moet presteer om aanvaar te word. Die gode is bietjie onver genoeg, en as jy nie regtig genoeg presteer nie, dan gee hy nie vir jou bietjie van wat jy na smag nie, en jy moet baie opofferings maak. Maar dan kom Jesus en hy wil eintlik kom onthul om te sê, God is anders, inteendeel, hy is liefde. Hy het nie net gesê, hy hou van ons, hy het nie net gesê, hy gee om vir ons nie, hy het nie net gesê, hy's lief vir ons nie, inteendeel, hy kom onthul hierdie ongelooflike waarheid, hy kom wys sy liefde.
Jy ken die baie bekende Johannes 3 vers 16. Dit sê God het die wêreld so lief gehad. En nou kom onthul Jesus hoe lief, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die lewe vir altyd, die ewige lewe sal hê. So hierdie bewys het God die Vader nogal duur gekos. Hy het sy seun opgeoffer, sodat ons nie net sy skepsels kan wees nie, maar deel van die skepping soos hy al die ander goed gemaak het nie. Hy wil ons optrek na 'n ander vlak toe. Hy wil hê dit en hy begeer so 'n unieke intimiteit met ons, dat hy nie wil hê ons moet deel wees van sy skepsels nie, maar ons moet deel wees van sy seuns. En Jesus se koms kom onthul hierdie karakter, dat hy omgee. En veral in die Ou Testament het hulle baie keer hierdie indruk gehad van God wat ver is, God wat half ontoeganklik is, hy's so fenomenaal groot en hy's so heilig en daar's hierdie heilige respek en vrees vir God wat nooit mag verander nie. Maar in dieselfde asem het hulle ook half gevoel dat as jy nie presteer nie, dan kan God veroordeel en hy kan verdoem, want ons sonde bly bring hierdie skeiding tussen ons en God. Jesus kom en hy sê, ek wil vir julle kom wys hoe lyk God. Ek wil kom onthul dat God 'n brug wil bou na julle toe. En ek dink Jesus se boodskap, as ek dit in my eie woorde vandag kon opsom, sou dit wees om 'n vals konsep reg te stel. Want die gode van daardie tyd, en hulle het gedink Jahwe val ook in daardie kategorie, is God is mad at you. Maar kan ek dit regstel en ek sê dit vir jou so op die skerm? God is not mad at you. God is mad about you. Dis die boodskap van God se geskenk van liefde deur Jesus, om te sê ek wil kom openbaar dat God mal is oor jou. Johannes 3 vers 17, die volgende vers sluit daarbey aan om te sê God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Hy het nie gekom om ons sonde in te vryf nie, hy het gekom om ons sonde uit te vryf. So God is not mad at you. He's mad about you. En ek glo dat die Here dalk vanmôre met 'n paar van ons 'n afspraak het om net weer homself aan ons te kom openbaar en te sê, hy's lief vir jou. Hy's net lief in teorie nie. Hy's net lief omdat hy homself gegee het 2000 jaar gelede nie. Hy steeds op hierdie dag en datum ongelooflik erg oor jou. Inteendeel, die rede hoekom jy leef is omdat God wil jou lief hê. Dis hoekom jy bestaan. En Jesus kom openbaar hoeveel waarde God aan jou heg. Tweedens, hierdie geskenk van liefde, sy liefde is onmeetbaar. Paulus beskryf dit vir ons nogal prakties wanneer hy sê, en sy versigtiging aan die gemeente in Efese is, mag julle in staat wees om te begryp. Want sy liefde, hierdie geskenk is eintlik ver groter as ons begrip, maar mag julle in staat wees om te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep wat die liefde van Christus strek. Word net weer vanoggend aangegryp deur die feit dat daar 'n dimensie is van sy liefde wat jou totaal en al wil ontvou. Miskien en waarskynlik ken jy die liedjie wat kinderkerke vir jare gesing het wat sê the love of Jesus is so wonderful, en dan sing ons so wide, so high, so deep, so low, al die verskillende aksies wat daarmee gepaard gaan, en dit kom gebaseer uit hierdie vers uit. Kyk net weer die paar woorde daar, hy praat onder andere, mag ons begin begryp hoe wyd sy liefde is. Die amazing is, sy liefde is vandag wyd genoeg om oral te kan wees. Daar's nie 'n plek in die wêreld waar sy liefde nie is nie, en net meer persoonlik, al voel jy soms verlate, dis 'n emosie, maar die feite is, daar's nie 'n plek waar jy op hierdie planeet kan gaan om God se liefde te ontvlug nie. Gaan lees weer Psalm 139. Paulus gaan aan om te sê, mag ons begryp hoe ver sy liefde strek. Dis ver en lank genoeg. Dit kan so ver strek dat dit selfs die vir altyd, die ewigheid insluit. Mense se liefde het dikwels 'n beginpunt en jammerlik ook dikwels 'n einde.
Ek hou nie meer so van hierdie selfoon nie, ek is tyd vir 'n nuwe een. Ek hou nie meer regtig, of my voertuig pas my nie meer nie. Ek's nou klaar met hom, ek's nou lus vir 'n nuwe een. My lewensmaat is nie lekker meer volgens my behoeftes, vir my op standaard nie. Dis tyd vir 'n nuwe een. En hoeveel couples kom by die punt om te sê ons het opgehou om iemand lief te hê. Maar God sê sy liefde strek ver genoeg om nooit 'n eindpunt te hê nie. 'n Derde dimensie is hoe hoog sy liefde is. Hoog genoeg om jou belyde foute mis te kyk. Sy liefde is hoog genoeg om nie net oor jou foute te kyk as dit agter die bloed en die kruis van Jesus is nie, maar sy liefde is groot genoeg en hoog genoeg om jou oor jou foute en jou tekorte te kan help. Inteendeel, sy liefde is groot genoeg om jou te help om oor te begin. Paulus sê, mag jy verstaan hoe diep sy liefde is. Diep genoeg om alles te kan hanteer. En dit maak nie saak, as jy vandag sê, Etienne, jy weet nie hoe diep is ek in die gemors nie. Hoe diep is my krisis, hoe donker is my situasie nie. Miskien is die volgende woorde vandag vir jou, op die skerm, daar's geen put, of 'n gat for that matter, wat dieper is as God se liefde nie. So as jy die bodem tref, raai wat? Sy liefde is ook daar. So kom herontdek net weer vanoggend hierdie geskenk van God se groot, eintlik onmeetbare omgee vir jou. Matteus 18 sê, vers 18 sê, mag jy dit begryp van Efesiërs 3, maar nou kom vers 19 en hy sê, mag julle sy liefde ken. En ken beteken om dit te beleef. Ek verstaan dit nie altyd nie, maar daar's net iets van ek weet dat ek weet, hy's lief vir my. Dis onmeetbaar, maar dis nie onverstaanbaar nie. Derdens, kom ontdek hierdie geskenk van liefde wat beteken dis ontheffend. Kom ek verduidelik die woord. Ons sondige aard veroorsaak nogal dat ons geskei is van God. As gevolg van ons eie sinnigheid, die eie ek, my rebellie, selfsug, en al die goed wat ons doen in ons rebellie, ons ruggie styf maak en dink, weet God sê dit, maar ek sal, en in die lig daarvan verdien ons skeiding van volmaaktheid, verdien ons 'n doodsheid, verdien ons om as ware van die sein afgesny te wees en ons energiebron se kontak te verloor. Hy wil praat daarvan as 'n doodsheid. Maar vanweë Vader se, en ek noem dit met groot respek, maar as gevolg van sy irrasionele liefde vir ons, kies hy om dit moontlik te maak dat ons regstegnies onthef kan word. Absoluut vrygespreek kan word van die skuld wat ons self opgebou het deur ons eie dade, die skaamte wat dit teweeggebring het, die straf wat dit verdien. En hy onthef ons, nie op grond van iets wat ons doen nie, maar hy onthef ons op grond daarvan dat hy sy sondelose seun stuur om ons straf, ons doodstraf op hom te neem. 2 Korintiërs 5 vers 21, Lewende Bybel. Christus het nie een enkele sonde gedoen nie. Maar God het hom verantwoordelik gemaak vir al ons sondes, asof hy dit self gedoen het. Nou sê God, as ons aan Christus verbind is ons skuld onthef, is ons skuld weggeneem, net so goed of ons self nooit sonde gedoen het nie. Kan jy jou indink? Baie van ons het al die frustrasie ervaar van jy het per ongeluk delete gedruk en jy kon dit nie weer herstel nie. Daai goed is weg. Dis wat God met ons rekord doen. Ons skuld, ons aanklag voor hom. Sy liefde was groot genoeg dat hy Jesus gestuur het om te sê, ek wil jou onthef van alles wat jou kan diskwalifiseer om naby my te kom en die posisie te kan inneem wat God se skepingsdoel en droom vir jou lewe was. So sy geskenk van liefde is steeds vandag beskikbaar om jou kwyt te skeld, om jou te onthef van die gevolg van jou sonde, wat jou van 'n ewigheid saam met hom sou diskwalifiseer. En Jesus kom letterlik en hy sê, ek het jou so lief,
dat ek hierdie skuld van jou wil kom aflig, die skuldgevoelens, die flaters, die foute, die skande, selfs die seer wat jy aan ander veroorsaak het, en deur sy geskenk wil hy jou herinner, ek het daarvoor betaal. Dis waarvoor ek die troonkamer van die kosmos vir 'n krippie verruil. Dis hoekom ek die strate van goud vir die stofstrate van Nasaret verruil het. Dit was nie spykers wat my in die kruis gehou het nie, dit was my liefde. En om uiteindelik seker te maak, ek betaal die prys ten volle. In Johannes 4 vers 10 sê, dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem. Oppas dat jy die feesseisoen ingaan en jy is opgewonde oor die kindjie en die krippie, want dis nie die volle verhaal nie. As die kruis nie in die middel van ons kersseisoen staan nie, mis ons eintlik die ongelooflike impak en die seën en die groot geskenk wat daarin vir ons opgesluit is. Want God was letterlik bereid om sy enigste seun as 'n plaasvervanger, as 'n substituut te gee, sodat ons sonde ons nie langer van God skei nie, maar hy wil ons kom onthef, omdat hy sê, ek is lief vir jou. Maar wag, daar's meer, as jy gedink het, onthef, een Afrikaanse woordjie, die volgende ene is, sy geskenk van liefde behels, nie net dat hy ons onthef nie, maar dat hy ook soveel moeite wil doen om ons op te hef. In Johannes 4 vers 9, op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons bekend gemaak, toe hy sy enigste seun na die wêreld toe gestuur het. Hoekom? Sodat ons deur hom lewe kan ontvang. Hoofletter lewe, 'n ander kwaliteit van lewe. Daai plek waar jy besef, "Jog, nou maak dit sin." Dis asof jy in die sweet spot van jou skepingsdoel is. In plaas van ons lot, die vonnis as ware oor ons bestaan. Ons is geskei van God. Ons word oorheers deur sonde. Ons het die gewaarborgde vooruitsig van 'n fisiese dood en daarna die gewaarborgde vooruitsig dat ons vir die ewigheid geskei gaan wees van God. En dan kom hy in sy groot liefde en hy sê nee, ek wil julle nie net onthef van julle skuld nie, ek wil julle ook kom ophef en kom red uit en kom transformeer. En daai transformasie is so anders dat jy 'n totaal en al 'n splinternuwe mens is met 'n nuwe identiteit, met nuwe potensiaal en om eintlik jou volmaakte skepingsdoel in Christus volmaak te kan begin bereik. In Johannes 3 vers 1. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dat ons kinders van God genoem kan word. 'n Vreemde term in daai kultuur, want jy kon baie goed gewees het van die gode, maar nooit sy kind nie. Daai intimiteit het nie bestaan nie. Maar nou kom Johannes en hy sê, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Dat hy ons ophef tot 'n status om te kan sê, ek is 'n kind van 'n lewende God. Die koning van alle konings, maak my status koningskind. Hoor hoe mooi stel die Message vertaling 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Van onderstreep hom sommer op jou YouVersion, want dis regtig 'n amazing vers. Dit sê, what a God we have. Because Jesus was raised from the dead, we've been given a brand new life and have everything to live for, including a future in heaven, and the future starts now. Hoor jy die opheffing wat Christus wil doen? Wanneer hy sê, ek wil jou nie maar net red en los nie, nee, inteendeel, ek wil jou onthef van jou doodstraf en van die skuld en die skaamte en die sondige identiteit wat jy gehad het, en ek wil jou kom ophef tot koninklike statuur en deur my gees kragtig in en deur jou werk. Net voor jy dink, "Sjoe, ek weet nie of ek daarby gaan uitkom nie. Ek moet daarvoor presteer. Ek moet dit verdien." Kan ek jou herinner aan nog 'n faset van hierdie geskenk van liefde? Sy liefde is onverdiend.
Efesiërs 2 vers 8 stel dit dalk die mooiste, ook Message vertaling. Saving is all his idea and all his work. All we do is trust him enough to let him do it. It's God's gift from start to finish. Wat ons eintlik verdien is afstand, oordeel, teregstelling. Maar dan as gevolg van sy liefde benadruk Romeine 3 die waarheid. Romeine 3 vers 24 sê, wanneer ons hom aanneem, dan sê hy, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien. Op grond van sy genade vrygespreek. Vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Sonder dat ons dit verdien. Sonder prestasie. Sonder om eers aan 'n hele klomp goed te voldoen. Sonder eie pogings, sonder om hom te probeer behaag en te beïndruk, skenk hy vir ons, omdat hy ons liefhet, ontheffing van alles wat ons diskwalifiseer, opheffing uit ons benarde situasie, en sonder dat ons iets daarvoor hoef te doen, onverdiend, 'n nuwe kwaliteit van bestaan. Romeine 5 vers 6. Christus is die bewys dat God ons regtig liefhet. Hy het op presies die regte tydstip vir ons kom sterf. Christus het nie gewag dat ons eers begin doen wat God vra nie. Asof ons dit moes verdien nie. Nee. Hy het sy lewe vir ons opgeoffer toe ons nog in die sonde rondgelê het, sê die Lewende Bybel. Sy liefde is onverdiend. Dan, sy liefde is onophoudelik. Ons liefde, soos ek vroeër gesê het 'n einde. Baie liefdesstories het op 'n stadium was ons baie liever, maar dit het opgehou. Maar God se liefde ken geen perke nie. Dink hoe meer ek daaroor nadink, besef ek, sonde bring nogal 'n einde aan alles. Weet, as sonde aan iets betrokke is, dan kom hy goed tot 'n einde. Wanneer God in iets betrokke is dit gewoonlik iets wat net, en hier is my favourite woordjie, dit word net beterder. Want God se liefde is onophoudelik, oneindig. En hy kom skenk vir ons 'n vir altyd dimensie, die ewige lewe. Romeine 8 vers 38 en 39. Vers 38 se eerste deel sê, een ding weet ek vas en seker, sê die Nuwe Lewende Vertaling. Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie. Hoekom? Dis onophoudelik. Vers 39, ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus, Jesus, ons Here, vir ons het nie. En is gewaarborg om nooit op te hou nie. Vir ewig. Living Bible, 1 Petrus 1 vers 3. God has reserved for his children the priceless gift of eternal life. It's kept in heaven for you, and God will make sure that you get there safely to receive it because you are trusting in him. Jy sien, hy skenk vir jou daai omgee en daai liefde wat onophoudelik is, soveel so dat jy vir die ewigheid onophoudelik saam met hom kan wees, want hy's 'n onophoudelike God wat 'n onophoudelike verhouding met jou wil hê. En die uitdaging is so eenvoudig. Dis nie vir almal nie. Dis 'n eksklusiewe uitdaging, bloot net vir diegene wat sê, ek vat die geskenk. Ek plaas my vertroue in hom. Terwyl 'n intieme verhouding met Jesus uiters eksklusief is, en ek iets moet doen met die geskenk, beteken dit nie net dat hy die geskenk net vir sekere mense bied nie. Neem ook kennis, sy geskenk is onpartydig. Deur Jesus kom skenk God 'n liefde
wat beskikbaar is vir elke mens. En hy het jou lief. Hy het jou lief, net soos jy is op jou goeie dae, maar hy het jou ook lief op jou slegte dae. Die ongelooflike waarheid is, hy sal jou nooit meer kan lief hê nie, want hy het sy alles gegee. Maar dank God, hy gaan jou ook nooit minder kan lief hê, omdat jy skielik iets gedoen het nie. Jy kan met vrymoedigheid sê, en ek sê dit vir jou so op die skerm, I may not be perfect, but Jesus thinks I'm to die for. Soveel waarde hy aan jou heg. En niemand is uitgesluit van hierdie geskenk van liefde nie. Titus 2 vers 11 in die boodskapvertaling sê, God het sy goedheid, hierdie geskenk, oor alle mense uitgestort. Almal het nou die kans om sy verlossing te beleef. So dis 'n aanbod letterlik vir elkeen. En dit maak nie saak wat jou agtergrond, wat jou verlede, wat jou godsdienstige agtergrond was nie. Jesus het vir jou gesterf en sy aanbod is vir jou. Inteendeel, sy geskenk is vir jou. Hoor vertaal die Living Bible, Romeine 3 vers 22. God says, He will accept and acquit us, declare us not guilty, if we trust Jesus Christ to take away our sins. And we all can be saved in the same way, by coming to Christ, no matter who we are or what we've been like. Sy liefde is onpartydig. Let op daai woorde. We all can be saved, no matter who we are or what we've been like. Die enigste vereiste is, vat die geskenk. Min dinge is so frustrerend. As jy vir iemand 'n geskenk gee, veral by 'n funksie, 'n verjaarsdagfunksie is by iemand se 20ste of se 30ste of se 100ste verjaarsdag en jy gee vir hulle geskenk en hulle vat dit en sê, o, baie dankie, en hulle sit dit neer en jy hoor nooit weer 'n woord daarvan nie. Jy weet nie, het hulle dit ooit gekry, het hulle dit oopgemaak, het hulle dit weggegee, dis nogal half, die volgende keer as jy vir so 'n persoon 'n geskenk moet gee, is dit half 'n ongemaklike, jy wonder of dit nou weer die moeite werd is. Die geskenk is onpartydig vir almal. Die hartseer is dat baie mense het kennis geneem van die geskenk en dalk 'n foto geneem van hoe mooi dit toegedraai is. O, ek weet God se liefde vir my so wonderlik, maar dit nooit hulle sin gemaak nie. Of miskien sê jy, ek het nie die geskenk nodig, ek is mos nog altyd 'n goeie mens. Gaan ons kerk toe, gaan ons deur al die godsdienstige vereistes van ons kultuur. Of aan die ander kant, ek het nie die moed om dit oop te maak nie, want ek is nie goed genoeg nie, ek weet nie hoe regtig of dit vir my is nie. Ek het so gemors van my lewe gemaak, ek het al so lank sonder God gelewe, ek weet nie regtig of hy dit vir my gun nie. Hoor vandag, dit maak nie saak wat jy al gedoen het, waar jy al in jou lewe was, wie jy is nie, sy liefde is van so aard vanoggend, dat hy gretig by jou wil pleit om te sê, kom vat net weer my geskenk. Terwyl ek vanoggend bid hieroor toe, sien ek hierdie prentjie van hierdie boemelaar wat regtig verslete en vuil en eintlik down and out is, as gevolg van die stukken van die lewe. En hier langs hom op 'n kapstok hang hierdie koninklike splinternuwe kleed. En is asof God vir my sê, my geskenk is daar, dat mense hulle kom beklee met Christus. Want die oomblik as hulle beklee word met hom, kom reinig en herstel hy, maar gee hy ook na buitentoe is 'n nuwe identiteit van koninklike statuur. Daar's 'n ander verhouding van seunskap, van koningskap, van heerskappy. Ek dink die Kersseisoen is hartseer, want almal vier geskenke, sonder om die grootste ware geskenk oop te maak, Jesus. En ontdek dat een van die voordele wat sy lewe en sy koms vir ons bied is liefde. So kan ek vandag jou in die oë kyk en vir jou sê, moenie sy liefde
op die kapstok los nie. En miskien voel jy op hierdie stadium al verwerp. Dink is een van die slegste menslike emosies, om verwerping te ervaar. Miskien voel jy niemand en niks gee regtig vir jou om nie. Maar wat dan van jy net vandag jou hand uitstrek en sê, Here, ek wil my kom bekleed met U. Ek wil my oopstel vir U aanbod. Dankie vir die geskenk van liefde, ek vat dit. Inteendeel, die hoofrede vir jou bestaan op aarde. Hoekom ons in hierdie tydelike lewe is om te kies. Om te kies, wil ons 'n ewigheid omring wees met 'n intieme verhouding met hom en sy liefde, stel ons nie belang nie. En die vraag vanoggend is, het jy al toegelaat dat sy liefde jou lewe oorspoel? Baie mense het al ingestem tot selfs die kultuur van die Christelike godsdiens en is dalk 'n bietjie moedeloos want jy gaan deur al die verskillende prestasies en al die dinge waaraan jy moet voldoen en jy probeer als doen soos 'n goeie gawe Christen moet doen. Probeer om vir God aanvaarbaar te wees met die hoop dat hy jou sal lief hê. Vandag wil ek net vir jou die goeie nuus van die evangelie kom gee, jy hoef niks te doen nie. Behalwe net om jou hande uit te steek en te sê ek vat dit. 2 Korintiërs 6 vers 2. Kyk, nou is die regte tyd. Nou is die dag van deurbrake, herstel, inteendeel ontheffing. Die woordjie wat in Grieks gebruik word is redding. Totale transformasie, die wurm wat skielik 'n skoenlapper word. Hoor die Living Bible. Right now, God is ready to welcome you. Today, He's ready to save you. Kan ek jou nooi? Kom herontdek hierdie Kersseisoen. Net weer die omvang van die geskenk van liefde. Dis 'n paar geskenke waaroor ons nog gaan gesels. En as jy daaroor wonder, in die middel van die geskiedenis, wat die geskiedenis in 'n voor Christus en na Christus verdeel, staan daar nie net 'n krib nie, daar staan 'n kruis en 'n leë graf. Inteendeel, dis vir Jesus so belangrik, hierdie geskenk van sy liefde, dat hy sê, so dikwels as julle by mekaar kom en julle die geleentheid het, herinner mekaar. Gee simbole uit, waar mense kan onthou wat dit my gekos het, dat ek my liggaam gegee het as 'n offer, dat ek my bloed gegee het as finale betaling. Vandag het jy die geleentheid om te kom. En nie net te hoor van sy geskenk nie, maar jy kan dit fisies met meer sintuie as net kognitief, net daarvan te hoor. Jy kan dit ruik, jy kan dit voel, jy kan dit proe. As jy nog nooit gereageer het op Jesus se liefde vir jou nie, wat van hierdie Kersseisoen? Wat daarvan om te sê, Here, ek gee oor. Dankie vir die liefde vir my. Ek gee my lewe vir U uit dankbaarheid. Baie van ons het dit al gedoen. Baie van ons het al sy liefde beleef. Kan ek jou pleit in hierdie Kersseisoen, mag sy liefde jou mobiliseer? Dat die motief hoekom ons na mense uitreik in hierdie seisoen, dalk geskenkies gee, dalk moeite doen, dalk kos aanbied, dalk 'n een of ander moeite en opoffering doen, dat die motief sal wees, omdat God so lief is vir my, wil ek vir ander mense lief wees. Dis hoekom Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, die liefde van Christus dring ons. Dis half die motivering agter als. So kan ek jou ook nie net nooi na die liefde van Christus nie, maar kan ek jou nooi na, kom neem deel aan die bewyse van sy liefde vir jou. Maar kan ek jou verder uitdaag om te sê, moet dit nie net vir jouself hou nie. Daar's soveel mense wat nie weet dat Jesus hulle liefhet nie. Daar's soveel mense wat dink God is kwaad vir hulle en hou nie van hulle en hulle sal nooit goed genoeg wees nie. Wat daarvan dat ek en jy die eenvoudige maar kragtige waarheid met mense deel? Dat God die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het. Die rede vir die krib en die kruis en die graf is God se liefde, wat hy vir elkeen van ons skenk. Kom ek bid saam met jou.
Here, kan nie dink aan 'n ander woord as die hoofletterwoordjie dankie. Ons verdien nie geskenke van U nie. U het vir ons eintlik al genoeg gedoen. Net die kans om hier te kan lewe is amazing. Maar Here, dankie. Dankie dat U omgee en deernis vir ons op so 'n vlak gaan dat dit ons wil nader trek tot die status van kindskap, seunskap, 'n betrokkenheid by U in 'n intimiteit wat beskryf kan word tussen 'n vader en 'n kind. Inteendeel, Jesus sê op 'n stadium, ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, ek noem julle vriende. Mag ons met 'n ander waardering hierdie seisoen vier, omdat ons die geskenk vier, dat ons 'n ander status kon hê as gevolg van die ongelooflike liefde wat U vir elkeen van ons het. Kom bid vir diegene wat in ons midde is, wat vanoggend al vir jare dank goeie gawe, getroue godsdienstiges is. En alles probeer reg doen, maar nog nooit die ongekende transformasie ervaar het om te sê, dankie vir U geskenk, Jesus. Ek stel myself oop vir U en U intrek neem en hulle kom bekleed met Christus en hulle 'n radikale transformasie beleef. Mag vandag die dag wees. Kom bid vir diegene van ons wat eintlik so gewoond geraak het aan hierdie boodskap, dat ons die dinamika daarvan vergeet. Dat ons dankbaarheid verloor het. En dat ons 'n seisoen vier waar dit eintlik maar net op die trant is wat die wêreld dit vier, sonder om radikaal anders opgewonde, dankbaar te wees, dat ons geseënd is met die grootste geskenk moontlik, dat God vir ons kon lief hê. En nie net dit vir ons sê nie, maar dit so bewys, dat ons onthef is van alle skuld, opgehef word tot 'n nuwe status, en ons lewens 'n ander, 'n onophoudelike vooruitsig saam met U het. Kom raak ons waardering net weer op 'n nuwe manier aan. En Heilige Gees, kom vul U ons met dieselfde liefde. Dankie dat die vrug van die Heilige Gees is liefde. En mag dit in hierdie seisoen begin deur ons uitstraal, half asof ons dit nie kan keer nie. En mag dit die geskenk wees wat dalk die grootste verskil in ander mense se lewens kan maak, wanneer ons hulle kan hanteer en kan uitreik en bemoedig binne die kragtige, transformerende, onophoudelike liefde van God ons Vader, ons Verlosser Jesus Christus en die Heilige Gees wat ons seën met daardie gawe. Dankie vir die voorreg om deel te kan hê aan 'n herinneringsgeleentheid wat deur U ingestel is. Mag hierdie Kersseisoen ons anders hanteer, omdat dit gebou is op 'n waardering vir U groot geskenk aan ons, die geskenk van liefde. In die naam bid ek dit. Amen.